Die mens is bestem om een keer te sterf, daarna die oordeel. Hebreërs 9 vers 24 tot 28. Ons gaan daai hele paar skriffies hanteer. Hebreërs 9 vers 24 tot 28. Vers 29 sê, want ek, Jahweh, dis Christus, het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak. So Jahweh, hy die hoëpriester kom word, hy die 613 wette van Moses tot niet kom maak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, Hebreërs 7 vers 18, die woord sê so, nie ek nie. Want 2 testamente kan nie gelyktydig lewe nie, of bestaan nie. Net een is van krag. Want Jahweh, dis Christus, het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self. Om nou voor, dis met ander woorde, toe hy in die hemel opgevaar het. Toe hy sê het, in die huis van my vader is daar baie woners, so was ek vir julle gesê. Maar ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur, naamlik die Ruach HaKodesh, om julle te leer en te lei in alle reg en waarheid, te oortuig gaan gaan in sonde en ongeregtigheid. Hy sê, as ek klaar kom ek julle haal, dat julle kan wees wat ek is, 'n belofte. Hy het opgevaar, hy kom terug. Maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van Jahweh die Almagtige, dis God, vir ons, die bruid van Jesus Christus, te verskyn. Hy staan nie daarso om veroordeel te word nie. Hy sit aan die regterkant. Hy is daar vir ons, dat wanneer ons 'n foutjie maak, dat hy onmiddellik vir ons intree. Vers 25. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die Ou Testamentiese hoëpriester, elke jaar in die heiligdom ingegaan met die bloed, wat nie sy eie is nie, want dit was die bloed van verskillende diere. Die hoëpriesters van Levi en Aaron en Moses, hulle het met bakke bloed ingegaan vir meer as 1000 jaar. En weet jy wat? Nie een siel was gered nie. Selfs ou Moses, wat een van die grootste leiers in die Bybel was, wat Israel uit Egipte land uitgebring het, na 430 jaar van slawerny, hy het nie eers die beloofde land gemaak nie. Net omdat hy ongehoorsaam was, hy moes met die rots praat, toe gaan slaan hy met die stok. Hy het op die berg gestaan, hy het Kanaan gesien, maar hy het nie ingegaan nie. Nou ek sê altyd, as hy in hierdie tyd gelewe het waarin ons lewe van genade, dan kon hy kon dan ingaan in die beloofde land. As hy net Jahweh gevra het, vergewe my my sondes, ek het 'n fout gemaak. Kyk wat 'n voordeel het ek en u. En dis wat hierdie skrif sê. Dis wat die skrif sê. Ja, die hoëpriesters het ingegaan met die bloed van diere, terwyl daar nie redding, hulle is vergewe. Hulle het vergifnis ontvang, maar hulle het nie in die oorwinning gelewe nie. Vers 26. Want dan moes hy, dis Jahweh, dis Jesus, dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar het hy, nou dis Jahweh, eenmaal in die volëinding van die eeu verskyn, dit was 2000 jaar gelede, om die sondes deur sy persoonlike offer weg te neem. Van daar af is daar nie meer bokkies en lammetjies en skapies en duwe, of die as van 'n rooi huiverkoei nodig nie. Ek wil tog sê, as jy nou iets interessant wil gaan luister na my preek op YouTube, die leuen van die 3de tempel. Dan vat sommer 'n boks seatbelts, 'n hele groot kartondoos, sitplek gordels. Maar moet hulle nie by Abdul koop nie daai wat gereject is nie, koop nuus. Hebreërs 9 vers 27. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Daar staan het, prof kan jy dan nie Afrikaans lees nie. En net soos die mense, meervoud, bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Nou het vraag en hakies. Die vraag is, watte mense? Die geredde mense, of die ongoddelike mense? Wat sê u? Watte mense? Die geredde mense, en ek wil dit beter stel, die bruid van Jahweh, of die ongoddelike mense? Wat sê u?